Alright, so kom ons sluit ons oor en dan begin ons. Vader, dankie vir die voorreg dat ons nou kon uit ons hart uit vir U kon sing, Abba. Vader, dat U het vir ons hierdie asem gegee, Abba, en dis genade dat ons so asem het en dat ons nog 'n dag het om U te worship, Abba. Dankie vir nog 'n fees wat nou aangebreek het, Abba, en dis U fees, Abba. Dit is nie 'n Zulu fees of 'n boerefees nie, dit is U fees. En daarvoor kom ons in gehoorsaamheid, Abba, omrede ons koning Yeshua ons deur sy bloed ingeënt het in Israel en dat ons deel kan wees deur hom. Dankie Yeshua dat U gesterf het sodat ons kan deel wees. Abba, ek bid nou Vader dat U deur die woord sal spreek, deur die Gees sal spreek, Abba, en Heilige Gees kom wys ons, soos kom leer ons vanaand. Dankie Abba vir vanaand en ek bid dat U sal spreek, die diensknegte luister. Ons bid alles in Yeshua se naam. Amen. Amen. Dankie Here. So ons is vanaand besig met Vader se 6de fees. So ek weet nie, was 'n tydperk gewees hierdie afgelope 10 dae van Tishri gewees, het julle gebasyn, was dit maklik gewees om basyn, of die begin basyn en dan die jou wêreld terug basyn teenoor jou, en dit is maar wat gebeur. En baie keer, ek het vandag uit 'n situasie gehad van, waar ek gebasyn het, en die persoon het net, hy tegeteen basyn, en kom ek het op 'n stadium, toe voel ek net, ons kan ook net soveel sê. Abba sê baie keer ons moet stof afskud en gaan beweeg. Hy sê moenie sy parels mors nie. So daai parels is daar so, as katte is daar so en maak geloof ons lei. Eers bid net vir die mense, bid net eerder om nou te probeer oortuig, bid eerder vir hulle. En met verstaan dat Heilige Gees vir hulle oortuig. Ons kan net getuig. So vandag is dag van Day of Atonement, dag van versoening. Suid-Afrika het jare terug gedoen, dis waar die sondebok vandaan kom. Nou die Hebreë vir vandag is die naam Yom Kippur. Nou Yom beteken dag, Kros is 'n dag, so Yom Teruah is dag van trompette, Yom Kippur is dag van versoening, Day of Atonement. Dis heeltyd hierdie dag wat aangesit word. So die Yom beteken dag en Kippur beteken versoening. Maar die rootwoord van die naam Kippur is kafar. Ons moet baie versigtig wees as Afrika om dit nie mooi uit te spreek, maar is kafar met 'n H. Right, in Hebreë. Nou, as jy kyk wat die Kippur en die kafar beteken, is die Engels sê baie mooi. Ek het probeer in Afrikaans, maar dit is net baie keer mooi. Ek sê vir my vrou gestaan en voorberei, baie keer kan nou net in die Engelse woord lees, want dit Afrikaans klink net nie maklik nie. So ek gaan dit in Engels sit. So dit beteken die atonement, die atonement beteken to atone, to make, to amend, to reconcile, to redeem, to repair, to ransom, and to pardon. Dit is die Kippur, dit is die versoening. Nou as jy alles lees, al daai lees, kan jy Yeshua daar sien? Kan jy dit sien? To atone, to make, amend, to reconcile, to redeem, to repair, ransom, pardon. Dis alles, jy kan Yeshua alles sien in die Kippur. En dit is belangrik, want baie mense sê ons hoef dit nie vandag te doen nie. Maar dit is belangrik, ek mag Abba ons leer hierso. So Yeshua kan jy alles sien, hoe hy deur sy bloed vir ons versoening kom doen het. Nou, net die name en ook die Afrikaans wys nou iets amazing wat gebeur het op hierdie feesdag. Nou as jy die Afrikaanse woord gaan vat van die Kippur, van die atonement, is dit versoen. Versoen, dag van versoening. En ons gaan nou 'n stukkies daar mooi wat Abba kom uithaal uit Matteus uit oor die versoen wat ons moet doen. Maar sê dat Yeshua ons kom doen het nie om ons deur sy bloed te kom versoen. Hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by my Vader uit behalwe deur my nie. Hy het ons kom versoen met Abba Vader. Hy het ons kom versoen. Hy het ons kom redeem. Hy het ons kom atone. So, selfs die kafar het ook 'n betekenis. En dis dieselfde naam wat gebruik is vir pik. Pik is die kafar. Nou as jy pik vat, pik is hierdie swart taai goeders. Maar waar pik opgesmeer word is oor die hout byvoorbeeld sal daai hout, jy gaan nie, dit is so mooi as daar hout 'n kraakie in het of 'n houte skaafplekkie in het of 'n lelike plekkie kwas in byvoorbeeld en jy gaan sit daai mooi kafar daaroor, dan maak jy dit toe. Hy bedek dit. Hy vat al die ongelykhede hulle uit en hy maak dit toe en hy kom bedek dit en hy kom seël dit.
Nou dit is die kafar, die kapoer waarvan ons praat, en dit is dieselfde as jy gaan kyk hoe Noag se ark, waarmee hy gesmeer is hierdie kafar, hierdie pik, om hom te seël. En net soos met Moses se bisiemandjie byvoorbeeld, kan jy ook gaan kyk, dieselfde pik, die kafar is gebruik om Moses se bisiemandjie te seël. En net die mooi prentjie van wat het Noag het redding gebring vir ons. Ons weet, mense het aangegaan daardeur. Wat het met Moses gebeur? Moses het Israel tot redding gekom deur Moses wat op die bisiemandjies gegaan het. So, heeltyd deur hierdie kafar, is daai redding wat daardeur kom. En vandag kan ons sê, ons het 'n Ou Testament. Glo ek, as gevolg van omrede daai bisiemandjie, Moses gevat het. Hy was deel gewees daarvan. En daai covenant het ons vandag as gevolg van daai kafar. Nou bring jy daai kafar en covenant by mekaar. Dit is daai atonement wat saamkom. Nou gaan ons praat in die Heilige Huis daaroor. Maar met Noag was daar 'n nuwe covenant met die reënboog. Met die kafar wat geseël het. Daardeur reënboog. Moses se bisiemandjie, die seël, die redding van Moses, covenant. Altyd plekke is daar covenant gegee waar die kafar daar betrokke was, die atonement saam met was. Dis die prent van die pik, nie om te bedek en te red nie. Net soos Vader in die tuin van Eden, nadat Adam en Eva gesondig het, hierdie klere vir hulle gemaak het. Nou Genesis praat van hierdie rokke wat Abba gemaak het. Nou, obviously as daar so leer gemaak moet daar so 'n dier geslag word, om rokke te maak. Dit was daar nie materiaal gewees, die tuin van Eden glo ek nie. Daar was wel blare gewees, maar Abba sê, na die blare het hy vir hulle hierdie leer klere gemaak, die rokke gemaak. So as daar niemand kan sê wat nie, maar ek dink tog dit was 'n lam gewees wat geoffer is daar in die hemel. So, maar weer is daai naaktheid wat toegemaak is, daai bedekking van die naaktheid. Nou naaktheid, ons weet almal naaktheid is sonde vyand. As jy begin sondig, dan vertel die ou duiwel vir jou, jy is dit, dan maak jy so naak, jy weet nie eens waarmee kom jy in te druk nie, die volgende dag as jy byvoorbeeld gesondig het. En dis presies daai covering, daai bedekking wat Abba vir ons gee. Genesis 3 vers 21 sê dit, die Here het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Hulle is bedek met dit. En dis die prentjie van daai kafar wat bedek, wat toemaak. Daai atonement, daai kippur wat toemaak. Dis die prentjie van die pik. So as jy gaan kyk na die tabernakel, is daar eers 'n weg om in te loop. En jy kan nie hardloop van die weg na die lewe toe. Ek het baie keer vir mense gesê, daar's waarheid tussenin. Daar's 'n waarheid wat jy moet eers probeer gaan. Dis 'n pad van heiligmaking. En Yeshua het gekom en hy het vir ons die weg gemaak, uit die atonement kom maak om by Abba Vader uit te kom. Dis hoekom deur hom wat die atonement gebeur. So daar's in die pad van heiligmaking tot by die Holy of Holies waar ons vandag hierdie Yom Kippur gaan vier, wat ons vier vandag is hierdie prentjie van die hoofpriester wat een keer 'n jaar in die Holy of Holies gaan. Maar dis 'n pad. Hy begin nie net van die weg af en skielik spring hy oor na die Holy of Holies. Hy het uitgegaan en hy het gaan bekeer, hy het gaan repent en hy het gewas en dan het hy gegaan. Dis daai hele pad wat Yeshua vir ons kom wys, daai weg, waarheid en lewe. So met ander by die pad van wat is, bekeer jouself, word gedoop, kry reg as priester aan, kry gas gedroog dat jy kan onderskei en wysheid en kennis het sodat jy kan enter. Dis die pad wat Yeshua vir ons gemaak het. Maar dan is daar iets groot wat moet gebeur. As iets groot wat moet gebeur, word jy kan ingaan. En dis eers om te kyk na die skadu wat Abba vir ons teken. Nou Hebreërs 10 sê Vader Jahwe, hy gee die skadu's. Hy gee die skadu's op dinge om sy volmaaktheid vir ons te kom leer. Hebreërs 10. Maar dit wel, en ek het nou natuurlijk gelees en toe besef ek, maar daar's 'n skadu en dis 'n skadu van die wet. Daar's 'n skadu wat Abba vir ons gee, maar 'n skadu van die wet. Dis nie die wet is 'n skadu nie, dis 'n skadu van die wet wat Vader vir ons gee. So die wet is 'n skadu van toekomstige dinge. So die wet loop, wat gebeur as jy byvoorbeeld 'n skadu het? Jy loop, jou skadu weer volg heeltyd. Right? Gaan jy weg, dan gaan die skadu weg. So baie mense redeneer vandag, maar die skadu weer bly heeltyd. Dis die skadu weer wat bly, want dit is skadu weer is die nuwe dinge wat gekom het. Maar dit moet saam met die wet loop. Altyd moet saamgaan, dit moet maar volledige skadu te wees.
So die wet is nie die skaar nie, maar wel die toekomstige dinge. Dit is wat dit is. En die skaar die volg altyd die oorspronklike beeld. Wat gesê het nou net. So wat het op die dag van versoening gebeur? En dan gaan 'n bietjie vir ons lees. Dit is belangrik om elke te praat oor die fees van Yom Kippur. So Levitikus 23 vers 26, weet Levitikus 16 praat ook daarvan, en jy kan saam lees as jy wil. Ek lees vir ons. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit 'n versoendag. 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verontmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. Want elkeen wat op daardie selfde dag nie verontmoedig nie, moet uit die volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal uitroei onder sy volk uit. Vader is nogal baie ernstig oor hierdie Sabbat. Dit is, hulle noem dit die High Sabbath van Yom Kippur. So hoor jy, hy sê hy gaan die siel uitroei. So ons is, wat ons vandag, ons is liggaam, siel en gees. En Vader, ja, hy gaan nie die liggaam uitroei nie, maar wel die siel van daai tyd sal uitroei. Jou wil, jou verstand, jou emosies, dit is jou siel. Hy sal die siel uitroei. So nie fisies dood gaan die liggaam nie, maar vandag se tyd jou siel. So jy mag geen werk doen, vers 31, jy mag geen werk doen nie. Dit is die ewige insetting vir jou geslagte en aan al julle woonplekke. 'n dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en jy moet julle verontmoedig. Op die 9de van die maand, in die aand, van aand tot aand moet julle die Sabbat hou. So net van die gewonderheid van hoe die Sabbat hou, is van aand, en hierso praat van aand tot aand, moet dit gaan word. Nie van oggend tot oggend nie. So dit moet 'n heilige vierdag wees. Dit is baie belangrik. Abba sê dit is 'n heilige vierdag. En ons moet aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Hy kan ons nog steeds vuuroffer, is nie nodig om vuuroffers te bring, want Yeshua het al die offers kom betaal. Maar die vuur van ons brand, die vuur van Ruach HaKodesh, van Heilige Gees wat in ons brand, dis daai fire wat ons bring, daai prentjie van die strange fire, van daarvan nou weer, wat daai strange fire vir Abba Vader gebring het, en wat hulle voor hom gebring het, dis daai strange fire. Nou, ons moet om daai goeie vuur, moet ons hom worship hierdie dag, daai prentjie van goeie vuur, Heilige Gees, Ruach HaKodesh vuur. Dan sê Vader, ons mag nie werk nie, en ons moet ons self ontmoedig. Nou die Engels sê baie mooi van die woord vir ontmoedig, beteken afflict or deny. Afflict or deny. Wat sê Yeshua? If you want to follow me, pick up your cross and deny yourself. Deny yourself and pick up your cross. Ja, met iets deny. So onthou hierdie woord, afflict or deny, wat ons vir Abba moet doen. Dis die verontmoediging. En dan is dit ook 'n ewige instelling vir geslagte tot geslagte. En ons raak nie weer, ons het Jokkie Jong te Ruach gepraat oor dit, oor die geslagte. Maar ons is verseker voorgeslag uit hulle. Ons is verseker deur hulle, ons is wat stam Israel, ons is ingeënt volgens Galasiërs 3 vers 29. En ons is deel van Israel. Wat is jou geslag? As jy geslag is, geslag, dan beteken dat jy 'n voorgeslag het. So wie moet jou voorgeslag wees? Van waar af kom jy? Daar moet 'n voorgeslag wees, tensy jy van 'n Mobiaan afkom en die stad afgekap is op 'n enkele dag. Maar daar is 'n voorgeslag. So voorgeslag kom van Israel, deur Israel, en of die multitude van nations wat so was, maar hulle is saam die covenant aangegaan, geslag. So jy moet kies, as jy nie weet van wie af jy is nie, dan moet Yeshua die werk kom maak. Hy het ons kom versoen. So daar word geskryf, ons moet onsself afflict or deny. Nou afflict beteken, die woord afflict, in Engels sê dit baie mooi, to deprive your throat. To deprive, ek bietjie Engels dan nie, to deprive your throat. In ander woorde, die prentjie daarvan, as jy bietjie dieper gaan in Hebreë, beteken eintlik om jou hele liggaam te keer, basies die geestelike daarvan, om nie te gaan, weerhou jou hierdie dag, weerhou jou, stop, al jou foon, bær 'n bietjie jou foon môre, deeldag, byvoorbeeld, verstaan, bær 'n bietjie, ons vas, so, maar, sit die televisie af,
Doen ietsie, maar op daai deprive your throat. Staan daai kos, daai lekkernye wat jy in jou mond indruk. So help jou kinders, leer hulle, sê vir hulle oor hierso, kom, vandag gaan ons die fone bære en ons gaan absoluut die dag vir Abba gee. So, dit is die vriend. Alright? Dis die Abba sê ons verontmoedig, menslik. Maar beteken dit ook, Jesaja 58, en ek gepraat van met Jom Teroor, hy so amazing hoe fees van trompette met Yom Kippur, dieselfde, Jesaja 58 praat van Yom Teroor en Yom Kippur, een vers, Jesaja dit kon verduidelik. Ek gaan dit vir ons vinnig lees, maar Jesaja 58 vers 10 sê, om jou hongersiel te voed. So in ander woorde, jy moet jou siel voed, maar jou liggaam moet jy deprive. Jou liggaam moet jy fliek, die na jou liggaam, maar voed jou siel op die dag van Abba Vader, van versoening. So in ander woorde, liggaam nee, jy sterf vandag, maar siel jy kry kos vandag. Dis wat hierdie verontmoediging die dag, die atonement, die dag van atonement van Abba was. Met ander woorde, vas. Dis die maklikste manier om die liggaam te weier. En tot vandag toe noem hulle dit the great day of fast. Is Yom Kippur. Dit is tot the day of Alpanin, face to face met Abba Vader. Dis wanneer dis die dag wat hulle fisies met Abba Vader se teenwoordigheid kon ingaan. Dis daai een dag in die jaar gewees. Face to face of hom. So het ook genoem die great fast. Het almal geweet van wat se dag gepraat word in die woord as gepraat word van die groot vasdag. Want in die woord praat actually van die groot vasdag. Handelinge 27 vers 9 praat van die groot vasdag. En ek kan welkom daar te gaan lees. Maar die woord, hulle het het hulle geweet, as iemand daar so gestap het in die straat en gesê, wat gaan jy doen op die groot volgende vasdag? Het hulle geweet, dit is op Yom Kippur. Dis daar tradisie, die woord sê nie uitdruklik ons moet vas nie, maar dit is 'n perfekte dag daarvoor, wat jou liggaam deny. So wat gebeur as 'n mens vas? Het jy al ooit daaraan gedink as jy vas moet sissel? Sê net 'n voorbeeld daarso is, ons vat 7 miljoen mense. 7 miljoen mense wat bid. Almal maak hulle oor toe vanaand 12 uur en almal bid saam. Wat gaan vir Vader uitstaan as almal gelyktydig bid? 'n vas. 'n vas gaan van uitstaan. En dis wat so belangrik is, en ons het dit vergeet, want daai tyd het hulle tot 2 keer 'n week gevas. Dit was baie erg geweest om weekliks te vas. En ons doen dit nie meer. Ja, dit is moeilik vandag, ons sit nie meer almal onder 'n akker, daai tarpantynbome wat hulle genoem het, 'n groot boom, en niks pas skape op, nie, ons fisies werk. Dit is baie keer moeilik om te vas terwyl jy fisies werk. Maar dit is moontlik. So, hoe sal Vader jou stem oor almal hoor? Deur vas. Deur dood te gaan in die vlees. Is daar ietsie wat jy opoffer vir Abba, wat gaan uitstaan? Ek sê nie van trappe by Abba nie. Ek glo Abba hoor almal, maar hoor my net uit. Dis nie daai van, ek dis Abba, ek smeek. So jy gaan uitstaan. Iets op te gee. Selfs dood gaan in die vleeslike. Net so dat Jahwe kan hoor. So Jesaja 58, ek nou net gelees daarvan, maar ek moet weer, want dit is belangrik om te hoor hoe die vas, hoe Jesaja 58 die vas beskryf. Ons vas om ons stem in die hoogtes te laat hoor. Dis wat Jesaja sê. Om ons stem in die hoogtes te hoor. So wat doen die mense vandag? En die vas is baie belangrik, want ons gaan nou vas en ja, ons mense is maar net, ek het vanmiddag dat ek nou 2 burgers het om seker te maak, ek is nou al lekker vol vir hierdie vas. En ek het my koffie gedrink, weet 5:45. My tyd by beker het nie gekom. Dis maar ons mens, verstaan die ete, as hierdie vas verby is, nou, dan gaan jy in daai kaste en so jy nooit kos ken nie. Dis wat ons mens doen. Maar dit is, weet jy wat, nou, Abba is ons dier God verliefd, en ek dink Abba sien dit raak, en hy sê, dis my kind, dankie. Dankie. Dit is presies wat ek sê oor die mense, oor die feeste, en oor die Sabbat. Die wat
kies om set apart te wees. Abba sê, hy wees heilig, want ek is heilig. Hy roep ons om heilig te wees, want hy is heilig. Set apart, kadosh beteken om set apart te wees. En baie mense in die redenasie vandag sê, ja, maar dis dalk nie nodig nie. So be. Ten minste, volgens die woord sê nie so nie, maar sê net ons moes dit nie gedoen het nie, ons het nie afval gedoen. Dink jy gaan dalk Abba by een ander by Abba Vader kan hy sê, my kind is, dit moes jy eintlik nie gedoen, maar dankie dat jy dit gedoen het, dat jou hart is amazing. Kan jy net dit sien? Dus doen jy dan alles wat jy rebelleer en dit nie doen nie. En mense verstaan dit nie. Dis soos 'n man wat nie wolskorrels was nie, maar hy was korrels. Dit kom op presies dieselfde woord. Verstaan jy, doen dit in elk geval, want dit gaan nog weer vir jou punte tel vorentoe. So maar wat doen ons vandag met vas? Ons gaan koop vegan, want byvoorbeeld baie ouens doen 'n groente vas. En dan gaan koop hy vegan wors en vegan patties en alles, en dan, nee maar nou op my terug. Dit is nie, dit is nie reg nie, die kopseer moet loop. Môre by die kopseer loop, en ek weet, want ek het die hele week gesê, maar ek gaan nou begin minder koffie drink en my suiker minder maak. Ag nee, ek het nou chocolate geëet voor ek gekom het. Ek weet môre gaan my liggaam soek vir die suiker. Nou is daai soeke en is daai, Abba, ek gee dit vir u op. Ek gee dit vir u. Dit is belangrik. Soos moet ons weerhou van die liggaamlike plesiere, die Jesaja sê van jy moet jou voet weerhou. Jy moet jou voet weerhou van jou alledaagse dinge. So gee dit op vir Abba vandag. Drink net water en gaan lê jouself neer vir die koning van konings. So, ek gaan 'n stukkie lees oor Jesaja 58. En net weer, want ook is hierdie dag van Yom Kippur, van versoening, ook 'n dag van blaas. Ons moet ook, hy sê, blaas die shofar. Ons moet blaas. En dit is belangrik om hom aan te kondig. So, Jesaja 1 sê, roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n bassyn, en verkondig aan my volk hulle oortredinge, en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag, en het 'n behaag in die kennis van my weë, soos 'n nasie was regtig gedoen, en die reg van God my nie verlaat nie. Vra hulle my na die regverdige verordeninge, hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Dan vra hy, waarom vas ons? En jy sien dit nie. Waarom kwel ons siel? En jy weet dit nie. Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te skryf vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoofde te laat hoor nie. Dit is, mense trek die vas heeltemal uit konteks uit. Is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en 'n sak en uitsprei om die bed te wees, noem hy dit 'n vas en 'n dag wat die Here welgevallig is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid. Dis belangriker as die vas. Want mense konsentreer net op hierdie vas. Dit is soos ek sê, is tradisie in Israel. Mense, dit is 'n groot day of fast. En dit is belangrik dat ons nie punt mis môre en net konsentreer om nie daai pot koffie te drink nie. In plaas van om ons bande los te maak van goddeloosheid. Dat julle afval die stroppe van die juk en vrylaat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Dis die boodskap vir môre se vas. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, die lenige swerwer in die huis inbring nie, as jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die daglamp en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agter jou wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skree om hulp en jy sal sê, hier is ek. As jy jou verdraaide verdrukking en uitsteek die vinger van jou leenagtige woord, en jou siel het uitgaan aan die honger. Abba sê, so jy kan die stuk van verder lees, daar's belangrike dinge as jy die vas. Kry die ander reg, en dan gaan vanaand ons los is of vanaand, met 'n boodskap, om reg te maak eers, om eers te versoen, om die hongermense te gaan eers gaan help,
om al die ander dinge te doen, om die jukke af te haal, al die ekstra goeders af te haal, voordat jy vas. Dit is die boodskap wat ek hier so leer, wat ek Abba vir ons leer. Dan sê hy, dan kom hy en sê, as jy voet terug op die Sabbat, om nie 'n saak op my heilige dag te doen nie, as jy die Sabbat 'n verlusting doen, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou soek, vir jou uiterlike taal spreek nie. Dis belangrik. Abba van eers hier, jy moet uiterlike taal spreek op sy Sabbat nie. Dan sê hy, die mooi seën wat hy vir ons sal gee. Dan sal hy jou verlustig in, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde, en jy laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, van die mond van die Here het dit gespreek. Is nie mooi. Die hele gedeelte gaan oor. Dit begin met 'n roep soos 'n bassein. En dit alles, hierdie Jom Teruah pas presies so. Dit begin 10 dae terug met hierdie bassein wat ons gemaak. Dan kom dit weer met hierdie bassein van Jom Teruah. Ag, Jom Kippur se bassein. Dit is 3 basseine. So, ons moet roep. Hier word gepraat van die honger mense. Om te gaan bassein, roep die mense buitekant, en as ek gepraat Jom Teruah daaroor. Die gedeelte gaan weer vas. En jy beself teen uitdaging Sabbat. So, hier is die instruksie vir Jom Kippur. Roep, vas, Sabbat. As jy dit opsom. Mag dit wees dat ons môre daai roep, vas, Sabbat vir Jom Kippur. Gaan jy mense roep? Wat se geluid gaan jy bassein maak? Hoe gaan jy vaswees? Gaan jy juk laat breek vandag? Gaan jy bande losmaak van geloosheid en jukke stukke breek? Dis hoe Jesaja dit beskryf. Dis 'n dag, nie 'n dag van niks eet nie, maar ook 'n dag van regmaak. So, hoe dit verduidelik, dit gaan te verduidelik die fees self, en hier is my gister gedeelte om te verduidelik oor die fees. Want ons het nou gelees hoe die fees, en hoe die fees gebeur in daai tyd. En dan gaan ons 'n stukkie lees, vertel van die dag van versoening. En vir die wat al weet, luister my weer. Die wat op die toere was, luister gerus net weer hoe die fees gewerk het. So, dit was 'n dag gewees, ek begin altyd so te sê, dis die dag wat jy nie die hoofpriester wou wees nie. Dis een dag wat jy net, ek dink jou broek het gebeur was daar. Die ander mense was bly, want jippie, ons sondes, ons kan ons versoening kry vir ons sondes. Het jy al ooit gedink daaraan, dat die Jode op hierdie stadium het die dag, maar het nie die versoening nie. Baie van ons het die versoening, maar ons mis die dag. Baie mense vandag is gered en niet van Yeshua, maar hulle mis die dag wat ons vandag. Die Jode het die dag maar nie versoening, want hulle glo in Yeshua, en hulle het die tempel om versoening te doen. Kan jy self dink, hoe bevoorreg is ons, wat ons het iemand om te gaan en sê, Yeshua, vergewe my in die naam deur die bloed. Amen. Right? Wat doen die Jode? Hulle kan net hulle sondes bely voor Vader. Hulle het nie daai versoening nie. As hulle Yeshua glo, nie gaan hulle daai versoening kry nie. Dis hoekom dit so erg is, want daar's soos dit geprofeteer is, hulle gaan dwel in die land, en dis al vir 2000 jaar besig om te dwel. En elke keer as Israel teruggaan na 'n land toe, dan bou hulle die tempel. Die vorige keer het hulle teruggekom en hulle die tempel weer herbou, die tweede tempel. Right? Wat gebeur nou? Hulle wag om die derde tempel te bou. Wat gaan hulle doen as die derde tempel gebou is, die red hiervoor is 'n plek, en die offersysteem is plek, gaan hulle weer dag van versoening doen. Want hulle loop met hierdie sondes wat nie versoening het nie. Hulle wag om die dag van versoening mee te doen. Kan jy dink hoe erg is dit vir hulle? Nie erg, jy het 'n keuse, net vir Yeshua. Dis hoekom die derde tempel gebou gaan word. En ek gaan nou praat van hoekom die tweede tempel opgehou het. Hoekom het hulle opgehou om aan te hou in die tempel? Hoekom het hulle opgehou? Wat het gebeur? Hoekom het Jom Kippur gestop? So, wat gebeur het op daai dag is dat die hoofpriester het eers sy sondes gaan bely van sy gesin,
En dan het hy ingegaan, maar voordat hy ingegaan het, moes hy lootjies getrek het. Hulle moes lootjies getrek het oor 2 bokke. En daai dag was die 2 bokke gewees, dit was die La Adonai bok gewees, wat Abba Vader se bok was, en die La Azazel bok, wat die sondebok, soos wat Afrikaans. Dis waar die woord sondebok vandaan kom, is van die La Azazel bok, was daar gewees. So daar's 2 bokke gewees. Nou baie interessant, dit is nou alles, hoor my nou uit, geskiedenis. Okay? As jy gaan kyk hoe hulle die Jode dit opgeteken het, geskiedenis van die tempel. Ons het hulle nou die geskiedenisboeke, soos ons Afrikaners so boeke het oor ons geskiedenis, het hulle, want die tempel was vir hulle 'n groot ding gewees, okay? So as jy in die geskiedenis gaan kyk van hulle, het hulle dit opgeskryf en dis wat gebeur het. So, hulle sê vir 40 jaar lank. Alright? Dit is nog 40 jaar nadat Yeshua, dit is basies, die tempel is in 70 AD is die tempel verwoes. 30 AD het Yeshua gekruisig, 30 AD. Alright, so, tot en met Yeshua se kruisiging, het dit so gewerk, hulle het altyd die lootjies getrek en altyd die klippies, wat hulle oor gebid het, van Vader, wat se bok moet die La Adonai bok wees, was altyd in die regterhand gewees. Altyd die regterhand gewees was die La Adonai bok gewees. En die lootjie vir die La Azazel bok was in die linkerhand gewees. Alright. So die La Azazel is 'n teken van daar's baie van die geskiedenisboeke wat praat van die gevalle Azazel wat die hele daai het almal mislei en die vrouens van die aarde gemeenskap gehad het en dis so die sonde. Dis die duiwel. Hy verteenwoordig vandag se tyd is ook die Baphomet is hierdie bok teken. Dit is oral waar die bok teken, die bokkop is die vyand. Alright, so, maar die La Azazel bok was die sondebok gewees wat die sondes gedra het. So wat hy gedoen het is daai dag is dat die hoofpriester gegaan en hy het gaan kole vat by die bronsaltaar en dan het hy die kole gevat en dan het hy die wierook gevat en hy het die bloed gevat voordat hy ingegaan het. Ekskuus, ek is net vandag. En hy die bloed het gevat en dan het hy ingegaan en hy het die bloed 7 keer gaan sprinkel voor die versoeningsdeksel. Alright? En dan het hy gegaan en hy het sy sondes gaan bely en hy het weer teruggekom en hy het 7 keer op die versoeningsdeksel bloed gesprinkel. Hulle sê die sprinkel was soos 'n sweepslag, as jy gaan kyk na die woord verduidelik, hy het so gegooi soos 'n sweepslag wat hy opgegooi het. Hulle het ook dan in daai sekere tydperk het hulle die La Azazel bok het hulle gegaan en hulle het die volk se sondes op sy kop neergesit. Maar saam met dit doorgegooi geskiedenis wat dit sê, het hulle 'n lap gevat, 'n rooi lap, 'n crimson lap gevat, om in die helfte geskeer en op die bok se kop vasgebind. Alright? Dan het hy saam met 'n persoon gegaan en hy het op buitekant by 'n kloof gaan afgooi. Alright? En hy moes seker gemaak het hy's afgegooi. En so sê ek baie keer vir mense, vandag weer ons sonde op, moet ons ook seker maak ons sondes word afgegooi, anders kom ons weer terug soos die bok. En die bok sal daar teruggeloop het, dis nog iemand saamgestuur het. Om seker te maak hy gooi hom afgegooi. Alright, so dan het Vader, as hy klaar die bloed gedoen het, voor op die versoeningsdak gegooi het Abba Vader dan versoening gegee vir hulle sondes. Hy het getuin. Hy het hulle sondes dan getuin, as hy nie getuin het nie, het die hoofpriester morsdood neergeslaan. Nou daar's ook storieetjies hoe hulle hom uitgekry daar so binnekant, ek weet nie, want dit staan nie in die woord nie, maar baie sê het met tou, ek weet nie wat dit al tou was nie, dan sê ek enkel vasgemaak en so het hulle hom daar uitgekry. Nou, volgens geskiedenis, vir die tydperk tot en met Yeshua, totdat Yeshua gekruisig is, het die crimson lappie, het hulle die enetjie op die bok so kop gesit, en die ander helfte het hulle by die tempel se deur vasgebind. En dan elke keer, die volgende dag, was daai crimson lappie skarlaken wit. Skarlaken rooi en wit. Wit soos nie. Presies so. Dit het gebeur tot en met 30 AD wat Yeshua gekruisig is. Alright. En dan, wat hulle ook gedoen het, is dat van elke keer was die hoofpriester die deur toegemaak in die aande en het hom weer die volgende dag het hom weer oopgemaak. Alright. Nou een van die dinge wat gebeur het, is dat hulle nadat Yeshua gekruisig is, het die lappie nie meer wit geword nie. Right? Die lappie het nie meer wit geword nie, die deur het oop bly staan. Die volgende dag het die deur oop gestaan.
Die westelike liggie, van die menorah, die menorah, die enigste liggie wat hulle in die aande laat brand het in die tempel, was die westelike lig. Dit is die verste liggie. Alright? Die westelike lig het hulle laat brand. En dan die volgende dag het hulle weer daai liggie gebruik en die ander in die brand gesteek. So een liggie het gebrand. En nadat Yeshua gekruisig is, het daai liggie, dan volgende oggend was hy heeltemal dood gewees. Dit is al die tekens wat gebeur het daai tyd. Nadat Yeshua gekruisig is, want hoekom? Vader, Yeshua het klaar gesterf. Sy bloed was genoeg gewees. En na dit was dit nie nodig gewees nie. Hy het nog steeds so 40 jaar aangegaan in die tempel, nog steeds met tempeldiens aangegaan, en in die hele tyd, en dit elke keer nog baie interessant is, die regterhand, wat die later naaibok wat in die regterhand was, na Yeshua se kruisiging, het dit in die linkerhand gedraai, nie meer in die regterhand wat die lood uitgegee is vir die Adonai bok nie. Alles wys Yeshua wat kom sê, nik maar, ek het nou versoening kom doen, dis nou klaar, dis klaar. En hulle het aangehou daarmee, en ek kan nie, soos 40 jaar dan wat hulle heeltyd die verandering sien, maar ek verstaan nie dat hulle nog steeds nie kon net besef dat Yeshua die Messias was nie. En presies na Yeshua dit gebeur. Dis net vir interessantheid. So, Yeshua is vandag ons hoëpriester. Hy is ons hoëpriester. Volgens Melchisedek is hy koning en hoëpriester. Alright? Hy is vandag en hy het wettiglik, ek sê baie keer vir mense, hy het wettiglik, het hy die hoëpriester geword volgens die woord. Het hy daai dag toe hy gesterf het in die kruis, het hy die hoëpriester geword. Hoe dit gebeur het, is dat daar moes bloed oor jou oor gewees het, bloed oor jou duim en bloed oor jou toon. En die vorige hoëpriester moes sy klere geskeer het. Dis hoe jy die volgende hoëpriester aangekondig is. En Vader is baie amazing om sy woord heeltyd homself duidelik. Heeltyd is daar, hy bewys homself heeltyd. En daai selfe dag toe Yeshua gekruisig is, en daar was al bloed oor sy oor gewees as gevolg van die doringkroon, bloed oor sy duim, bloed oor sy toon as gevolg van die spykers wat hy gekry het, en dan op Kajafas het sy klere geskeer. So hy is die hoëpriester. En ons is die priesters. 1 Petrus 2 vers 9 sê, ons is die priesters. Ons doen die priester op vandag. Yeshua is ons hoëpriester. En deur hom is ons erfgename. Deur hom is dit in. Dit is so mooi in die prentjie van hoe die hoëpriester, en ek gaan gou stil staan daarby, by hierdie lint wat die borsplaat vasgemaak het. Ek het altyd in die woord word gepraat van, ek onthou ek met Shavuot het ek gepraat oor wat Shavuot was gewees oor hierdie blou lint, die blou lint van die tzitzi, die blou lint van die wat die blou covering oor die verbondsark, wat al die covenant instrumente in die binnekant was toegemaak gewees met die blou doek wat oor dit was. Vader sê Esegiel praat hy van die voetstoel van die hemel wat hierdie blou kleur is. Sy voetstoel is hierdie blou kleur. Self op die berg Sinai is hierdie blou Exodus praat van die berg was hierdie blou safierkleur gewees. So soos is hierdie blou kleur van Abba Vader. So die vyand hou obviously van blou nie, maar wat so mooi is dat die hoëpriester het hierdie borsplate, kyk, dat die keer gaan dat hy die borsplaat oor hom gehad, en op die borsplaat was hierdie 12 klippe gewees, die 12 stene gewees, wat die 12 stamme verteenwoordig, right? Wat ons weet vandag, wat die bruid verteenwoordig, okay? Maar wat so mooi is hierdie blou lint, is dat Vader sê, vir die hoëpriester, daai blou lint, moet die borsplaat vasbind aan die hoëpriester. Die borsplaat was vasgebind gewees aan die hoëpriester met 'n blou lint. Blou verteenwoordig, kleur van blou is covenant. Alright. So hoor gou mooi die prentjie. Want Yeshua, hy is ons hoëpriester vandag. Okay? Hy het ingegaan, hy sit aan die regterkant van God, die voorhangs het geskeur. En ons is aan ons hoëpriester vasgebind. Ons wat die bruid wat die borsplaat is, vasgebind met covenant. Die blou lint. Is ons vas aan ons hoëpriester. En deur hom gaan ons enig ingaan. Want hy het gekom vir die huis van Israel, hy het gekom om ons weer terug te bring. Hy het gekom om ons covenant te bring.
Alright. Nou gaan nou 'n stukkie daarvan praat oor dit, maar deur hom Galasiërs 3 vers 26 sê, en ek gaan ons lees, want julle almal is kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of en vrou nie. Ek dink mense lees dit verkeerd gelees vandag. Man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle, en dis die vers wat ek wil sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Deur hom gaan ons in. Hy is die hoëpriester. Hy is die priester wat vandag vir ons versoening bring. Maar as baie mense vandag sê dat hy is net die nuwe covenant, en dit is baie belangrik, hy is die hoëpriester. Maar baie mense sê hy is die nuwe covenant ook. Alright? En dit is belangrik om die storie te kan verstaan, want hy is die nuwe covenant. Maar daar is 'n skadu. Die Nuwe Testament is die skadu van die wet. Die wet is daar, die Nuwe Testament is die skadu. Dit is presies dieselfde. En dit is nie omgedraai nie, of daar is nie net 'n skadu nie. Dit is belangrik om wat die Hebreërs vir ons leer. Want so, ek gaan vir ons Jeremia 39 vers 31 lees, wat ek teruggevat na hierdie week. En dit is belangrik om hierdie twee covenants te kan verstaan, want dit is Yeshua, dit is die covenant, dit is die bloed, verstaan gou mooi, die Jode kort bloed vir versoening. Bloed is covenant. Bloed is covenant. Jy weet as daar covenant, as daar verbond gemaak was selfs met Abraham het in die beeste geslag of die skapies geslag en hy deur die bloed geloop. Dan is covenant gemaak. Of die bloed by die dood, by die Jerusalem met hulle, by die deur het hulle die onderdruppel, was 'n bakkie bloed gewees. Want as jy in die huis ingestap het, en jy sou hierdie covenant gesprek gehad het, dat jy oor die bloed geloop. Alright? En in die huis gegaan. Maar as jy nie tevrede was met hierdie covenant deel, dat jy gegaan en getrempel in die bloed, jy het op het gespring. Dis wat dit. Maar heeltyd waar daar bloed is daar verbond. Ek sê covenant klink nie maklik nie. Daar's heeltyd bloed verbond. Alright? Dis hoekom Yeshua sê, ek is die nuwe verbond. Ek is die nuwe covenant deur my bloed. En ek gaan nou vir ons lees. Maar verstaan gee die stukkie so, want deur Yeshua, ons moet verstaan dat hy is die verbond, hy is die covenant, hy is die versoening, hy is die hoëpriester wat vir ons versoening kom bring het. Deur sy bloed. Alright? So Jeremia 31 gaan ons lees. Daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van die Jode 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met die vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieber oor hulle was, spreek die Here. Okay. Dan praat hy van, daar is die gedeelte van die huis van die Jode. Dis selfs met Jeremia 3 vers 8 waar hy praat van Juda, julle het gehoreer, maar ek skei julle nie. Ek is nie happy met julle nie, maar ek skei julle nie, maar Israel, ek skei julle. Hoor hierso, vers 33. Maar dis die verbond wat ek nou daar met die huis van Israel sal sluit. Spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So Vader sê, daar gaan 'n nuwe verbond wees met Israel julle, en ek gaan my wet in julle hart skryf en in julle verstand gee. Okay. Wat is die nuwe verbond? Matteus 26:26 sê Yeshua, en terwyl julle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem dit is my liggaam, vers 27. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament covenant. Hoor gou hierso, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie tot die dag wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader.
So Yeshua sê, ek is in die verbond. Jeremia profeteer, hier kom 'n nuwe verbond. Hier is 'n nuwe verbond, met die wet in die hart en wet in die kop. Yeshua sê, ek is in die verbond. Vir sonde, vir versoening, vir kippur, vir atonement, vir kafar, vir bedekking van die sondes. En dit is wat die mense nie verstaan. Daar's nie 'n wet wegval nie. Ruach HaKodesh, Heilige Gees. Esegiel 36, ek sal vir julle 'n hart van vlees gee en my gees in julle binneste, om julle te maak. Alles kom presies so. Het julle geweet, Handelinge 10, gaan lees dit gerus by huis. Handelinge 10 word hierdie covenant van Jeremia 31 weer gekort in die Nuwe Testament. Dis so erg, dis weer 'n bewys gewees. So Yeshua is die hoëpriester, hy sit in die regterkant van die Vader en hy doen vir ons 'n atonement en prys Abba daarvoor, dat ons net kan sê dankie, 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 dankie. Dat Yeshua het gesterwe vir ons om dit te doen. Die 7 keer wat die bloed gesprinkel is deur die hoëpriester, gesprinkel is wat op die grond gesweepslag is, verteenwoordig 7 keer wat die bloed in die woestyn geval het. Ook 'n vervulling, presies. Van die tyd van Getsemane af tot die spyt, die spies in sy sy, 7 keer. Die 7 keer op die versoeningsdeksel verteenwoordig die eindtye. Die 7's. 7. Maar is belangrik daai bedekking wat Abba vir ons gee deur sy bloed, deur Yeshua, daai bedekking. Hy sal ons beskerm, hy sê ons sal beskerm altyd. Maar wat ek vandag wil los is, broer en suster, is dat voordat die offer gedoen is, voordat Aaron gegaan het en hy het gegaan om hierdie offer te bring, hierdie Yom Kippur offers, en hy het vir die sondebok en die naaibok die naaibok geslag is, het hy gaan skoonmaak. Hy het sy sondes gaan bely. Hy het gaan was, en dan het hy ingegaan. Eers hom in sy huis gesin, en dan het hy weer gaan doen vir die ander. En dis wat ek vandag wil ek julle los. En dit is baie belangrik, want môre gaan 'n dag wees van versoening, gaan 'n dag wees om leuke te laat val, dis gaan 'n dag wees om reg te maak. Julle, ons het Yeshua kom vergewe ons elke dag. Ons hoef nie ons te persoon te bely en hy sê nie, maar dit is klaar. Maar hierdie geestelike prentjie van hierdie fees, net soos ons elke fees in herdenking doen. Pesach doen ons in herdenking, ongesuurde brode doen ons herdenking, visvloed, Shavuot, Yom Teruah, alles is in herdenking. Dit is om te herdenk wat Yeshua vir ons kom doen het. Maar ek nooi hulle uit om te gaan skoonmaak. Om te gaan skoonmaak hierdie tyd. Om van vanaand af daai foon af te sit en vir Abba te vra om te wys. Want dit is belangrik, want daar sou Matteus 5 vers 22 sê. Hoor gou hierso. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê rakka. Nou ek het gisteraan toe ek rakka lees, jy weet, ek het julle al vir jou broer rakka gesê? Ek hoop nie so nie. Nee, nou is soveel woorde nie, maar hoor gou hierso. Rakka beteken verstandlose, dom, onnoosel, niks werd, idioot. Het ons dit al gesê? Ja. Ons is eintlik ons almal skuldig, hoor. Hoeveel keer as ek die kar ry en ons probeer jou idioot. Dit gebeur, ons is mens, ons almal kom voor die glorie van God. En dit is belangrik. Hier staan geskrywe, ons moet gaan regmaak. Vir die gereg, ons moet gaan regmaak. Wat het miskien vir die Sanhedrin nie, ons gaan regmaak, vir die council. En wie is vandag ons kansler? Yeshua. Alright? Dan, moet verantwoording doen vir die groot raad en elkeen wat sê, hoor hierso, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dit is belangrik, ons moet hierdie luister. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daarby val dat jy broeder iets teen jou het, laat jou gawe daarvoor
die altaar bly en gaan versoen jy jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Dis belangrik. Vergeet so, en versoen. Voordat jy wil versoen, voordat jy wil soos jy sal vra, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer. Gaan kippur eers met jou broer. Gaan uitdam eers met jou broer. Dat hy juk van jou af kan kom voordat jy wil vas, voordat jy wil basyn los. Ek wil jou los daarmee, want het is belangrik, hierdie dag is so mooi, dit is so mooi dag om vir Vader onsself oop te maak, sê, Abba, wys ons daai sonde. Waar staan jy, broer en suster? Waar is jou blaar as 'n selbok vandag? Is hy van die berg afgegooi? Of gee hom nog kos? Kom jou bokkie af, kom bokkie, hier is vir nog 'n kos. Hier is vir nog 'n sondetjie, laai jou op ons. Waar is jou, waar loop jou as 'n selbok rond? Want dit verteenwoordig sonde. En dit is belangrik, voordat jy, hoor jy so, daar was 2 bokke gewees. Daar was 'n bok wat die sonde gevat het, en daar was 'n touwmoed gewees. Jy kan jou sonde bely vir Vader. Right? Maar jy moet die sonde wegjaag op. Jy kan nie net sonde wegjaag en nie 'n tou nie. Jy kan nie net 'n tou nie en die sonde nog toelaat. Jy moet skoonmaak vandag. Daai bok moet weggejaag word, daai sondebok. Hy moet uit jou lewe uitgejaag word. En nie vir hom kos gee, maak seker vanaand, hy val van my berg af. Dit is baie belangrik. Ek wil julle uitnooi vanaand, en ons gaan vanaand nagmaal gebruik. Ons gaan nagmaal gebruik, en voordat ons nagmaal gebruik, gaan ek vir 5 minute gaan jou musiek insit. En ons moet stil sit vanaand by Abba se voete, vra Vader asseblief, deurgrond, dis so mooi van Dawid, deurgrond ons hart en wys ons as nog iets is. Dis 'n dag, dis 'n geleentheid om skoon te maak vir Abba. Ek vat dit as 'n nuwe begin. Ek vat dit as 'n nuwe begin na môre. Die ou jaar is nou verby. En ons moenie dink aan die verlede nie, ons moet ons uitstrek na die Here. Want Yeshua het vir ons die weg kom maak. En sy rook gaan vir ons wys. Maar is belangrik, ek nooi julle uit om hierdie tyd te gebruik. Om voor Abba se voete te sit en in gebed te gaan en vra, wys my Abba asseblief. As daar nog versoening moet gedoen word, gemaak versoening. Want dis wat die woord ons leer. Hoe wil jy versoening hê van Abba Vader, as jy self nog nie versoening gemaak het? Vra vir Abba om jou te wys. Kom skoon. Ons het hierdie volgende fees wat aanbreek is Sukkot. Dis 'n ligfees, dis 'n joyfees. En ons wil nog met suurdruiwe sit op baie fees. Ons wil vry wees en ons wil dans vir Abba. En dis belangrik. Hierdie is 'n dag wat Abba inbring. En dit gaan oor hierdie, en ek gaan nie eens daar baie oor uitweg. Ek wou van nog gepraat, maar dit gaan oor Judgment Day. Dit gaan oor Judgment Day. Dit gaan oor wanneer daai dag is, dis 'n groot dag. Dis 'n groot dag wanneer hulle reken die bloed so diep soos die perd se toom gaan lê. Dis daai dag. En daarna vrede, res. Yeshua het betaal vir ons sondes. Hoor gou mooi hierso. Ek gaan dit weer vir ons lees, hierdie stukkie van Openbaring. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen. Dis 'n belofte van Yeshua, nie soos die 7 kerke waar ons nou besig is. Ons het Saterdag gaan ons weer praat oor nog 'n kerk. Die 7 kerke sal heeltyd 'n beloning vir die een wat weerstaan. Ons heeltyd 'n beloning vir die een wat nie gaan toelaat dat daai probleem, daai kerk jou gaan benadeel nie. Yeshua kom waarsku, hy sê dat iets teen julle, maar hoor gee 'n mooi belofte. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die bome van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoeleders en die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat neens liefhet en doen. Die Engels sê mooi, those who wash their garments. Those who wash their garments. Nou,
hulle sal die reg hê. Die wat die gebooie doen, die wat hulle garments was, hulle sal reg hê eendag tot die stad, tot die boom van lewe. En wie is die een wat ons garments was? Yeshua, deur sy bloed. Hoor gou die profesie, is ek gaan afsteek nou, die profesie wat Jakob uitspreek teenoor Juda, in Genesis 49 vers 11, dit is in die begin. Hy sê hierso, Juda, hy maak 'n jong esel vas aan 'n wingerdstok, en die vol van sy eselen aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Mag hierdie Yom Kippur vir jou, Boeta en Sissa, Yeshua het gesterf, hy het doodgegaan, hy het betaal. Hy het die atonement vir jou kom doen. En deur sy bloed Kafaria. Hy gaan en was. Hy was jou elke dag. Die ding is net, jy moet jou keuse doen om daai Azazel uit te stuur en weg te stuur. So gebruik hierdie tydjie nou wat Jakob musiek gaan speel, so 5 minute tot die liedjies klaar is. En dan gaan ons nagmaal gebruik en dan gaan ons die seën uitspreek en dan kan ons nog kuier. Dankie.
Yeshua wil vanaand vir julle sê dat dit nie maar die finished. Elke sonde wat jy voor sy voete neergelê het, is weg. Vader sê, hy sal nie dink weer aan, hy sê, ek sal nie dink aan julle sondes nie. En Abba, dankie vir die genade wat u het, Abba, dat u sien Yeshua gestuur het, dat u ons so lief gehad het om vir ons 'n weg te maak, Abba. Yeshua het gesê, Papa, maar ek sal gaan en ek sal dood gaan, ek sal gaan sterwe, ek sal gaan down, sodat hulle kan vry wees. Yeshua die dag toe hulle Jesaja 61 lees en hy sê dit gaan oor u en dit is wat die profete voorspel het is van u en hulle wil by die berg afgooi soos hierdie prentjie van hierdie as 'n zelbok wat die sondes vat. Waar jy omdraai en terugloop want u is nie sonder sonde. Maar jy het wel die sondes opkom neem en nie deur gestap en sê is nou tyd nie. Maar die tyd het aangebreek, Yeshua, en dankie dat u gegaan het en nie gesterwe. U het daai sondes gevat, elke sonde, u het die vloek gevat en ons kom sê vir u dankie vanaand. En daarvoor wil ons vanaand hierdie bloed kom druk, hierdie druiwe bloed kom druk. Hierdie druiwe stap wat die bloed, druiwe bloed wat hierdie bloed van u verteenwoordig, hierdie nuwe covenant. Hierdie nuwe covenant om hierdie sonde te hou. Wil ons kom sê vanaand dankie en ons glo in die bloed van Yeshua. Dankie Yeshua dat u gesterf het. Al het jou daai dag so seer gemaak, onherkenbaar, al het hulle jou sleg gesê. Het jy nog steeds gesê, my Vader, as u wil is vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. So lief het u die wêreld. Dankie daarvoor, Yeshua. Dankie dat ons kan opstaan môreoggend en ons kan vanaand, nou na die nagmaal kan ons gaan en ons kan loop sonder die juke. Dankie dat die juke wegvat. Dankie dat die skarlaak en hierdie vuil lappe, dat het skoon gewas word en hierdie wit sneeu. Dankie vir hierdie mooi wit, dankie dat ons osself kan beklee vanaand as die bruid. Met hierdie wit regverdige dade van heiliges, ons Openbaring 19. Dankie daarvoor. Dankie dat u gesterf het en weggekom. Dankie ook vir die versoening. Dankie vir die voorsiening. Dankie vir elke dag se brood wat ons kry, water wat ons het, 'n dak oor ons kop, voertuig mee te ry. Dankie daarvoor, Yeshua. Vader, dankie, u naam is Yahweh Jireh. U is die provider. En deur die seën ontvang ons dit. Yeshua, dankie ook vir die brood. U is die brood van die lewe. En dankie vir die brood wat ons elke dag kry uit die troonkamer. Hierdie vars manna. Maar wat bid die volgende jaar dat ons sou hierdie honger sal hê, dat ons soos Jesegiel hierdie skrol sal eet en ons sal hierdie honger sal bly hê vir meer en meer om van u te neem. Dankie Vader, ons nou die nagmaal gebruik. U sê doen, ons moet gereeld doen. En tot herdenking wat u gedoen het vir ons Yeshua. Dankie vir daai dag. Dankie, ons prys u naam, ons vra alles in u naam, Yeshua Messie. Amen. Amen. Here, kom ons gebruik nagmaal saam.
Weet jy wat, hy is al aan my nou, toe ons hierso nagmaal gebruik, is dat, daai tyd, as die Vader nie atonement gebring het vir die volk nie, het die hoëpriester gesterf. En ons hoëpriester leef, met ander woorde, hy het ons atonement kan doen. Ons hoëpriester leef. Ja, dankie allemaal. Julle, ek wil graag die seën uitspreek en julle uitnooi om altyd wacht gedruk saam met ons te kuier en ja, en het net te geniet. Ek gaan sonder af, gaan loop die buitenkant. As jy wil gaan regmaak met iemand, gryp by 'n persoon en sê, luister, tydsmin, ons moet regmaak. Gaan sorteer die bok uit, en die bok kan gaan. Onthou nie wag vir. Is belangrik, so ja, kyk vir som en dan ja, ontvang die seën. So magtige Vader, dankie Abba vir
vir vanaand, Vader, ons kom eer U, Abba. Abba, U is 'n lewende God, U is die lewende Elohim. U naam is Yahweh Elohim. Abba, U is Olam, Yahweh Olam, wat beteken U is everlasting, Abba. U is gister en vandag en môre is U dieselfde. Dankie, Vader, dat U vir ons hierdie skadu's gee, Abba, in U woord, om ons te kom leer. En Yeshua, dankie dat U gekom het en dit kom volmaak het vir ons. Vader, ek vra vandag, maar hoe het Yeshua kom volmaak? Hoe kan ek vir iemand hier buite verduidelik wat volmaak is? Toe wys hy vir my 'n emmer wat volgemaak word met water. Yeshua is die water wat dit volmaak. As jy hierdie emmer nodig om die water te dra, Boeta en Sissa. Jy kan nie die water net dra nie, die emmer nodig. En daarvoor bid ek vandag, dat mense sal, Abba, dat U sal genadig wees, en dat U sal harte oopmaak vir U waarheid, Abba. Vader, dat Yeshua se lewende water wag vir die emmers om volgemaak te word. En die skadu is hierdie emmer, en die lewende water is Yeshua, en saam gee dit vir die mense hier, die water die buitekant is, wat dors is. Dankie, Abba. Dankie, Vader, vir U woord. Dankie dat ons U mag dien in waarheid en in gees. Wat 'n voorreg is dit. Dankie, Vader, dat U Gees in ons harte gegee het, om ons te kom leer en ons te wys. Dankie dat ons tempels, die tempels van die Ruach HaKodesh is. Vader, dankie vir die tempels wat skoon gewas is, en dankie vir die bedekking om die tempel. Dankie vir hierdie hedge, dankie vir die kapara, wat U vir ons het vanaand oor ons tempels. Dankie daarvoor, Abba. Moet ons is ontvang nou die seën wat Abba vir jou het. Abba, jy so lief, Israel. Abba, jy so lief, bruid van Vader, Yahweh. Bruid van Yeshua. Bruid van Ruach HaKodesh. Jy so lief vanaand. Dit is ons seën vanaand. Gesalfde van Abba Vader. Ontvang nou die seën. Ja, Vregecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panavlecha Vechineka. Yesa Adonai Panavlecha Vyasimnecha Shalom. Abba Vader sê hy sal jou seën. Abba sê hy sal jou bewaar. Abba sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou vrede gee. Ontvang dit, Boeta en Sissa. Mag jy hierdie geseënde Shabbat hê. Shabbat Shalom, gesalfde van Abba. Mag jy hierdie vrede hê waar jy gaan, hoor. Mag Abba jou pad vir jou gelyk maak in die volgende jaar. Die poel van Abba. Jy, Boeta en Sissa, wat getuig is deur die bloed van die lam. Ons eer U daarvoor, Abba. Bid alles en ons ontvang alles deur die seun Yeshua Messias se naam. Deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen. Amen. Dankie, Here.